the new touch of fire in my soul. Send it down, send it down. That's wonders today with the living cold. Send the new touch of fire in my soul. Send the new touch of fire in my soul. Send it down, send it down. That's wonders today with the living cold. Send the new touch of fire in my soul. Rising in the morning, rising in the noontime, praising, rising when the sun goes down. Send the new touch of fire in my soul. Send it down, send it down. That's what it's today when the burning cold. Send the new touch of fire in my soul. Praising, rising in the morning, rising in the noontime, rising when the sun goes down. Hallelujah. Oh, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Jesus got into my heart, got into my soul. I used to be oh so sad, but now I'm just free and glad. Lord Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Jesus got into my heart, got into my soul. I used to be oh so sad, but now I'm just free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Oh yeah, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Jesus got into my heart, got into my soul. I used to be oh so sad, but now I'm just free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Halleluja. Wonderlik dat ons dit vanmôre kan verklaar. Die Gees het my, die Gees het my, en Hy gaan my nie laat los nie. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and the shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you, nor forsake you. And His word is true. God is good. He's good all the time. You can put His song of praise in this heart of mine. God is good. God is good all the time. Through the darkest
light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners, so unworthy, so for us He chose to die. Well, as we're His Holy Spirit, we can stand and testify that His love is everlasting, and His mercies, they will never end. God is good all the time. This song of praise, this heart of mine. God is good all the time. The darkest night, His light will shine. God is good. God is good. Oh, God is good. God is good all the time. Hallelujah. Prys die naam van die Here. Here God, almagtige, skepper van my lewensdoel. Ek staan hier voor U aangesig, met 'n verwagting wil in U hande ingee. En in waarheid, Here God, almagtige, skepper van my lewensdoel. Ek staan hier voor U aangesig, met 'n verwagting wil in U hande ingee. En in waarheid, in Gees, want ek gee myself die lendels van my hart se deurs aan U. My en waarheid, want U alleen moet Heer, dus ek wil nie vermoed, my gees agteraan. Here God, almagtige, skepper van my lewensdoel. Ek staan hier voor U aangesig, met 'n verwagting wil ek U hande ingee. En
O Heilige Geest, O Ramandara Siriende, Kishanturubu Siriende. Halleluja, halleluja, Here, ons stel onsself oop vir die Gees vanmôre, kom o Here, kom en kom doen iets nuuts in my binneste vanmôre, kom o Heilige Gees, raak ons, gee vir ons 'n vars briesie van dit wat U het, Here, weer in ons lewe. Maak my opgewonde, o Vader. Here, laat ek net weer van voor kan jubel, want U is God. U is God en dit is vir U wat ons wil neerbuig. Kom raak ons aan. Kom raak ons aan, o Heilige Gees, dat ek U van my innerlike binneste vanmôre kan weet. Dis waar ek my God wil aanbid. O, prys sy wonderlike naam. Kosbaar is U, Here, om so geaanbid te word. In Jesus' naam, prys sy naam. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! It sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! It sings my soul, my Savior God, to Thee. Hallelujah! How great Thou art! How great Thou art! It sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! Halleluja, halleluja. Here, dit is net vanmôre om te kan sê, ons het U lief. U groot genade, Here, het groot betekenis in ons lewe. Ontvang ons lof dan vanmôre in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Volk van die Here stem saam. Amen. Prys die Here. Kom ons neem ons sitplek. Loof koning Jesus. Ons aanbid hom as Immanuel, God met ons. Dis die kosbaar. Ons mag, want ons kan, ons gaan nou môre weet hoe kan ons. Want die woord van die Here is so baie duidelik vir ons. As dit kom by wat kan ons en wat kan ons nie. Ek het Dinsdag begin gesels oor die gedagte dat die woord van die Here leer vir ons in Johannes 14, ons ken die Heilige Gees. Stem ons saam? Ons ken die Heilige Gees. Nou as ons vanmôre net moet verder luister, as ek dan die Heilige Gees ken, hoor wat sê die woord vir my, in 1 Johannes 4, 1 Johannes 4. Hy praat hier van die valse leraars. Maar hoor 'n bietjie, wanneer ons hom lees, dan kan ons vir onsself sê,
waar skakel ek in? Want as ek die Heilige Gees ken, kan hierdie dinge my nie oorkom nie, en sal ek die gawe van onderskeiding kan hê. Geliefdes, glo nie elke gees nie. Maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is. Wat is ons maatstaf? God. Want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. Kan ons 'n amen kry daarop? Hoe het Jesus Christus aan ons voorgestel? Amen. Hy is gebore as mens. En elke gees wat nie bely dat Jesus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. Sal ons so iemand kan reghelp? Gaan ons die spreekwoordelike guts hê om vir iemand te sê, you're wrong. You're wrong. Hoor wat sê hy? En dit is die gees van die antichrist, waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in hierdie wêreld. En as hy in hierdie wêreld is, dan maak dit sin hoeveel daar mense is en hoekom daar mense is wat so verkeerd proklameer oor die werke van die Heilige Gees. Maar hoor die woord, julle is uit God. Prys sy naam. Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin. Dit is so asof die woord van die Here dit klaar reggemaak het. Hy trust ons, want sy gees is in ons binneste, en hy kan klaar jubel, my kind sal opstaan vir wat reg is. Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Dis een gedeelte waar ons kan jubel so groot soos wat ons is. Ek wil nie sê spring nie, want ons ceiling is nie baie hoog nie, want ons gaan hom raak vanmôre, omdat hy ons oorwin. Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in hierdie wêreld is. Hulle is uit God. Daarom praat hulle, hulle is uit die wêreld. Dan daarom praat hulle soos die vanuit die wêreld. En die wêreld luister na hulle. Ons moet baie versigtig wees. Daar's soveel boodskappe op YouTube, maak nie saak waar nie. En daar's net een woordjie wat ek opgeval het, hier ou kind van God. Maar die res van die inhoud is 'n dwaalleer. En ons moet baie sensitief wees. Ons is uit God. Hy wat God ken, luister na ons. Luister na ons. Hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die Heilige Gees van die waarheid en die Heilige Gees, of net die gees van die dwaling. So wanneer die gees van dwaling voor ons kom, gaan ek onmiddellik erken dat hierdie is nie van God nie. Maar die voorwaarde is, ek moet vol wees. Ek moet vol wees van die heerlikheid van God. Daarom kom Paulus in Filippense 3 verse 3. Hy sê, want ons is die besnydenis. Die regte besnydenis, die besnydenis van die hart. As ons die ander besnydenis gehad het, was daar geen dogtertjies wat hemel toe gaan. Halleluja. Maar hoor wat sê Paulus verder. Ons wat God in die gees dien. Nie op jou manier. Nie jou denke of jou waardes wat jy dink is reg nie. Ons wat God in die gees dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie.
Ou dinge is verby, sê die woord. Alles het nuut geword. Prys sy. Vader, so baie dankie dat u wysheid met ons deel. Dat u bekommernis ook met ons deel, dat daar is diegene wat so maklik weggeskeur kan word van u en 'n verkeerde gees kan aanhang. Daarom bid ek vanmôre, Here, dat u ons sal help, dat u vir ons sal krag gee wat ons net kan ervaar deur Jesus Christus ons Here. Want dit is hy wat van u gebid het, dat 'n ander trooster na ons sal kom. Daarom bid ek u seën af, Here, oor hierdie diens, en dat die Gees weer opnuut in elkeen lewend sal word. In Jesus naam. Amen. Prys die naam van die Here. My tema vanmôre is dan, soos u dan reeds dan dink en weet, gaan oor in gees en in waarheid. Dis alwaarin God belangstel. Hy sê, julle ken die gees. Julle ken die gees. En as julle die gees ken, dien ons God dan deur die Heilige Gees. Ek weet nie van u nie, maar in hierdie hele Pinkstertyd is ek so bewus van om die Here te wil aanbid. Nie sommer net te bid nie, nie sommer net om 'n daaglikse gebed, of maar net om te sê, ek wil vanmôre net 'n bietjie by die Here stil staan nie, maar om vanmôre te kan sê, dat my gedagtes en my hart so klein bietjie verander weer in die sin van, dat ek kan sien, waarom het die Here Jesus hierdie woorde gespreek in gees en in waarheid. Dit is asof die Here vanoggend vir ons sê, ek soek meer. Ek soek 'n dieper inslag in jou Heilige Gees. En terwyl ek nou so bewus is ek so bewus gemaak, en ek het verlede week ook daaroor gepraat, is dat toe God die mens geskape het hy 'n liggaam voorberei, en hy het die asem van die lewe in hierdie liggaam ingeplaas. En dit wil net vir my sê dat as God se gees en sy asem in jou lewe is, dan sê dit vir my dat hy het in 'n liggaam iets ingeblaas, wat ook bietjie iets van die wêreld in hom het. Want as jy hier opstaan, as jy in die wêreld, maar om 'n onderskeiding te doen van wat ek moet ervaar in die wêreld, is waar God se gees inkom, wat dan die goddelike deel van hierdie wêreld aan ons openbaar. En baie kere is dit glad nie maklik nie, en daarom moet ons verstaan dat die rede waarom God ons geskaap het en ons voorberei het vir hierdie wêreld is om in gemeenskap met God te wees. Dis hoekom sy gees daar is. Ek kan nie in gemeenskap met God wees nie, anders is dit net kennis wat in gemeenskap met God is. Maar God wil my hê. Daarom is daar 'n aanbidding wat vir my sê, wat die mees kosbaarste en die uitdruklikste gedagte is wat ons kan gebruik. Iets wat ek so diep kan in uitdrukking maak, dat ons 'n gemeenskap met God het, hoor. Want aanbidding is waaragtig. Want God is waaragtig. Aanbidding is die volste en die naaste toegang wat ek tot God het. Ek hoef nie vir hom 'n briefie te skryf. Ek hoef nie met hom 'n afspraak te maak nie. Al het ons die beste tegnologie, en hulle noem dit e-mail, gaan dit nog nie werk nie. My aanbidding, wat die Gees wat God in my lewend gemaak het, is dit waarvan die Here geaanbid kan word. En nou, dit bly nie net daar nie, nie net by die individu nie, maar elkeen van ons wat in 'n individuele aanspraak maak, byvoorbeeld op die werk wat jy vir die Here doen. Dit maak nie saak wat se tipe werk ons vir die Here verrig nie, daar die Gees se opdrag bly presies dieselfde. Ons moet kyk
Met die koms van ons Here Jesus het hy gesê toe, dat die aanbidding gaan verander. Die dinge gaan nuut word, ons aanbiddingsvorm en ons idees gaan nuut word voor die Here. Alle vorige vorms van aanbidding gaan plek maak vir iets nuuts. Nou kan 'n mens dit nie regtig verstaan nie, want as God 'n woord gespreek het, bly daai woord staan. Maar Jesus sê, daar gaan iets nuuts kom, en niemand sou kon dink dat die Here Jesus op 'n stadium aan 'n kruis sou sterf nie. Dat hy nie meer deel van die aarde sal wees nie, maar dat hy deur sy gees dan deel van die aarde en van my sal wees. Daarom het hierdie kenmerkende woorde na vore gekom om te sê, van nou af gaan julle my dien en aanbid in gees en in waarheid. Daar's twee goeders wat ons moet ken, van in gees en van in waarheid. Maar die belangrikste is, dat wanneer ons in gees en in waarheid die Here wil dien, moet ek ook vandag weet, dis 'n gawe wat die Heilige Gees jou gaan gee. Daarom is die werkinge en die Pinkstertyd wat ons so inleef, so kosbaar en so belangrik, want dis al metode wat ons vanmôre eintlik het om God te behaag. Nie ek my eie wil nie, nie ek my eie kragte nie, maar deur die werk van die Heilige Gees is dit al hoe ek God kan behaag. Ons moet verstaan dat toe God die mens lewend gemaak het, toe hy hom geskaap het, het hy siel in hom lewend geword, en dis hierdie siel wat vanmôre kan sê, siel, jy moet nou besluit, is jy in of is jy deur God? Siel het 'n keuse gekry, en die keuse het al in die boek van Genesis al misluk, deur die mens se keuses, deurdat hy gesê het, is dit dan nie so nie? So God is in twyfel geplaas, en hulle die verkeerde gedoen. Daarom moet ons vanmôre weet, die onsigbaarheid van God se werklikheid moet in ons lewe heers. Die siel moet weet, ek moet myself oorgee, of aan die gees van God, of aan die gees van die liggaam. Dis iets wat ons moet weet. Ek is nie net wat ek is nie, ek is wat ek gekies het om te wees. Gaan ek dit doen wat vir die liggaam goed is, wat tydelike opgewondenheid vir hom gee? Jy sien, dit beteken alles net 'n oorgawe gaan aan God, gaan ook 'n oorgawe aan sy wil wees. Ek gaan nie net sê, Here, kom in my hart, en daar's ek op my rocking chair op pad hemel toe nie. Ek moet dan aan die wil van God ook bly vashou, of ek gaan oorskuif na die grypende hande van hierdie wêreld. As Paulus so 'n bietjie van 'n onderskeid begin toon, dan begin hy te sê, ek wil vir julle vinnig sê, wat is die verskil van 'n ongeredde mens en 'n wedergebore mens? Nou, dis nie baie moeilik om dit te sê nie, maar al wat hy sê is, gaan kyk na 'n ongeredde mens, hy het net 'n natuurlike lewe. Dis al wat hy het. Ek is net hier. Môre maak nie vir my, is nie vir my belangrik nie, solank ek net geld het vir myself. Daarom kom Paulus in 1 Korintiërs 2:12, hy sê, ons het ewenwel nie die gees van hierdie wêreld ontvang nie. Ons het nie die gees van hierdie wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is. So ek moet myself in die aanklaarsbank plaas en sê self, hoekom het jy verkeerd besluit? Hoekom wil jy nie God aanneem en sy genadegawes aanneem? En as ons al hierdie dinge doen, onthou ek is op pad na in gees en in waarheid. Die dinge wat ons gaan help.
as ons gaan kyk na die Nuwe Testament, is dit nou juis wat Paulus bedoel, want ons is die besnydenis. Kyk vir jouself daai sterretjie. Kies maar waar wil jou mee met die Here om vir jou op jou kop sit. Ons roem in Christus, want ons ken die Heilige Gees. Ek wil maar net vanmôre sê, as ons praat oor die Heilige Gees, dan kan ek maar net begin dans. Dan kan ek maar net verder sê, ek wil niks sê nie. Ek wil net toelaat dat die Here se heerlikheid, soos wat die Bybel sê, soos Gees op ons kom sit, soos 'n duif op ons kom sit. Here, laat die strome van lewende waters maar net so oor my vloei. Ek wil nie meer vleeslik wees nie, Here. Ek wil in die Gees rondbeweeg. Jesus kom en hy verduidelik, hy sê vir een wat in die Gees dan wil dien, hy sê, hulle wat nie uit die bloed of die wil van die vlees of uit die wil van 'n man is. Hoor julle die verskil? Hoor julle die negatiewe daarin? Hoor julle die verkeer wat kan plaasvind sommer om die eerste draai, maar uit God gebore is. So ek het nodig om baie ernstig, wanneer ek myself in hierdie aanklaarsbank plaas, baie diep vra vir die Here. Here, waar staan ek? Here, hoekom is dit moontlik dat die geringste my kan boelie? Die geringste my kan wegskeur en ek u woord, Here, in twyfeling plaas. Wat doen aanbidding wanneer ons in die vlees is? Hy versadig met die vlees. Ek het vandag so lekker gaan bid. As ek wonderlik my verdiep het in die teenwoordigheid van God, want God is hier, wat 2 of 3 in sy naam vergader, daar is hy. As ek my verdiep het in hom, dan gaan ek dit voel maandag, ek gaan dit voel dinsdag, en ek gaan dit voel die hele maand. Daarom sê Paulus vir ons moet oppas, want as ons in die vlees aanbid, is dit net 'n skyn van wysheid. Dit beteken niks, dis waardeloos, dis 'n eie sinnige godsdiens. Ek gaan so 'n bietjie ietsie uithaal en 'n ietsie daar uithaal, want die ou spreekwoord sê, jy eet nie die hele vis nie, jy moet die grate uithaal. Jesus sê, 'n nuwe vorm van aanbidding kom. En dit moet in ons 'n werklikheid word. Dis iets wat ek moet vat. As ek dit nie vat nie, is dit nie myne nie. As ons kyk na die Ou Testamentiese mense, is daar van hulle wat baie diep God geaanbid het en geglo het. Ons kan almal so by die name so, maar God het 'n innerlike kontak met elke mens gesoek. Hy het nie net opregtheid gesoek nie, maar die opregtheid van hart het hy gesoek. En daarom wil hy vanoggend vir ons sê dat hierdie wat hy praat van in gees en in waarheid, was nie vir die Ou Testament bestem nie, maar dit is aan my en aan u gegee. Maar halla, ons kan jubel voor die Here, wat net vir my aandui dat waarheid is waarheid. Daar's waarheid in die inhoud wat met ons bespreek word vanmôre. Die waarheid is 'n werklikheid en die werklikheid is God. Wat beteken dat op die einde van die dag, as ons net Ou Testamenties wil lewe, dan moet ons sien dat die wet slegs 'n skadubeeld was. Die wet slegs 'n skadubeeld was vir die dinge wat sou kom. Maar op die einde van die dag, dat Christus met sy koms inhoud aan hierdie dinge van ons gegee. Dinge wat ons vandag ervaar.
dan sal ons eers verstaan wat dit beteken om vol van waarheid te wees en te weet dat hy wat dit vir ons aanbied, hy is vol van waarheid. Hy is vol van waarheid. Dan sal ons ook besef dat aanbidding in die waarheid slegs deur die Gees kan geskied, omdat die krag van Christus en die gemeenskap van die Vader slegs deur die Heilige Gees aan my en aan jou geopenbaar kan word. Hoe wonderlik! Hoe wonderlik! In die Gees en in die waarheid sê vir my net een ding. Daar kom ooreenstemming. Ons praat dieselfde taal. Al klink my aardse taal nie dieselfde as jou aardse taal nie. Al klink die hemelse taal nie dieselfde as my hemelse taal nie. Daar is harmonie, daar is eenheid, omdat ons dieselfde Gees van die Here in ons het. En die eenheid tussen God en Gees is dit wat die aanbidder nodig het om God in Gees en in waarheid te aanbid. Dit is so kosbaar om vanmôre te weet, dis nie my opdrag nie, dis nie my vertaling, dis nie my idee nie, dis wat God van my en van jou wil hê. Hy verwag van ons dat die Heilige Gees in en deur ons moet weerspieël. Wie is ek? Wie is ek? Ek is sy kind. Hy wil vir my net die beste hê. Hy wil vir my net die beste hê. En daarom, my liewe broer en suster, moet ons by die punt kom van ernstig wees. Daar's nie plek vir die vlees wanneer God met jou besig is met sy Heilige Gees. Die vlees moet bestil gemaak word. Die vlees moet begrawe word. Want onthou julle vir Petrus, Here Jesus sê vir hom, Petrus, wie sê julle is ek? Petrus antwoord en hy sê, u is die Christus, die Seun van die lewende God. Dink net, as ek daai vraag moet antwoord, wat is besig om op te skuif, wat word soos 'n fontein wat nou enige oomblik gaan oopbars. Maar hoor, die belangrikste is hoor wat sê Jesus vir Petrus. Hy sê, Petrus, salig is jy. Halleluja. Daai Petrus, mooi so getroue diensknegt. Maar hoor wat sê hy, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. So wie gaan jou glo? Het omdat ek die kennis van die woord het, ja, dit is absoluut fantasties, maar as die Gees dit nie in jou in openbaar en lewend maak nie, bly dit net 'n letter. En die woord van die Here verklaar ook op 'n plek dat daardie letter maak dood. Dit kan jou nie lewend maak nie. Ons moet besef dat ons in die Gees moet lewe as ons in die Gees wil aanbid. So die Gees van die Here bly absoluut belangrik. Jesus sê in Johannes 15:26, as die Trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur. Hoor wat sê hy? Die Gees van die waarheid. Die Gees van die waarheid. Wat van die Vader uitgaan, sal hy ons in die hele waarheid inlei. Dis nie net woorde nie, dit het klaar gebeur. Dis waarom Handelinge 2 dit vir ons so baie mooi sê. Petrus sê, ek dog ek preek nog vir hierdie mense, en toe neem God oor. My liewe broer en suster, kan ons verstaan waarom die Here Jesus gesê het, ek het gekom om te red en te genees en te doop met die Heilige Gees. Ek het gekom om te red die wat verlore is. Dis nie net hulle wat sonder Christus is nie, maar ook die verlorenes waar ek nie weet waar ek inpas met my aanbidding. Ek het jou kom red. Ek het die Gees in jou binneste gelaat, sodat die aanbidding in gees en in waarheid kan plaasvind.
Daarom, my liewe broer en suster, dis die grootste rede waarom ons die Heilige Gees moet toelaat om in my te woon. Hy is nie net 'n gees nie, hy moet in my woon, sodat ons kan weet. Daarom, wanneer die vlees stilgemaak dan is, wanneer jy regtig die vlees aangespreek het, dan kan ek sê, Here, ek maak vandag staat op die leiding en u leringe. Ek maak staat. Ek wil dit inneem, Here. En dan wanneer ek dit ingeneem het, dan gaan ek definitief nie net dit vir myself kan hou nie. En onthou, wanneer ons bid, dan sê ons, Here, op die einde van die dag ontvang al ons lof en ons eer en ons aanbidding. Maar ons sê dit hierdie keer in 'n ander geesteswêreld. Vanuit daai geesteswêreld dan sê ek, Here, al die lof, al die eer, al die aanbidding, al u liefde, wat in elk geval van u af is, gee ek aan u terug. Omdat my gees verstaan. Daar's 'n ou koortjie wat sê, kom waai deur my, Here. Kom waai deur my. En as ek vanmôre sê, kom ons sing hierdie koortjie, kom waai deur my, gaan dit nie oor die gedagte, Here, dat kom doop my met u gees. Dit is eintlik alles in breedvoer saamgevat, maar wat ek vandag wil hê, ons moet doen is, kom waai oor my. Kom maak bietjie weer hierdie gees wat in my is, weer opnuut opgewonde. Kom waai oor my, o Here, en maak weer bekend u goedheid, u grootheid vir my. As jy die woorde ken, kom sluit jou oë en sê net vir die Here dankie. Dankie dat hy nog steeds in jou belang stel. Kom waai deur my, waai deur my, o Heilige Gees, kom waai deur my, ek sal my oor, laat my verloor, van al die my, kom waai deur my, kom waai deur my, waai deur my, o Heilige Gees, kom waai deur my, ek stel my oor, laat my verloor, kom waai deur van al die volheid, kom waai deur my. Hemelse Vader, dankie Here vir die voorreg, Here, om u gees in ons te hê, Here. Here, dankie Here dat u ons uitgekies het, dat u ons nader getrek het aan u, Here. Want sonder u sou dit nie moontlik gewees het nie. Vader, aan die Heilige Gees wil ons net al die lof en al die eer gee vandag, dat u ons ken en dat ons u kinders kan wees. Here, waai deur ons met u Gees, Here, raak ons aan, Here, in hierdie week ook, Here, met u teenwoordigheid, Here, sodat ons net bewus sal wees, Here, van u liefde vir ons as mens. Dankie dat u altyd by ons is, Here, dankie dat u Gees, Here, ons lei in elke besluit wat ons neem, Here. Here, soms voel ons verlore, Here, maar ons is nooit verlore nie, Here. Here, soms laat u bietjie toe dat ons in die wildernis is, Here, maar u kom haal ons weer daar uit, Here. Here, dankie vir alles, Here, wat u vir ons moontlik maak, Here. Dankie Heilige Gees vir deure, Here, wat u oopmaak en dankie vir deure wat u ook toemaak, Here.
dit wat nie reg is in ons lewe nie, Here, dat U dit vir ons uitwys in hierdie week, Here, sodat ons net weer by mekaar kan kom, Here, as 'n gesin, Here, en net sal weet, Here, dat U het ons gedra, Here, en U het ons gelei, Here, en wanneer ons die woord lees, Here, laat die Gees net op ons is, Here. Here, dat ons die waarheid, Here, sal sien, Here, van die woord, Here, en dat ons ook kan onderskei, Here, wanneer ons na dinge luister. Here, sodat ons sal weet, Here, U is ons leidsman. En U is die een, Here, wat vir ons gees ook, Here, voed en voorsien elke dag, Here. Dankie, Here, vir die brood elke dag, Here, vir die wyn elke dag, Here. Al neem ons dit miskien nie fisies nie, Here, voed U ons, Here. Here, elke gedagte, Here, moet aan U wees, Here. Help ons daarmee, help ons om hierdie vlees te kruisig, Here. Here, en net in U teenwoordigheid te leer lewe, Here. Here, want dit is so oorvloedig en dit is so ryk, Here. Here, ons loof en ons eer, Here. In Jesus naam. Amen. En amen. Loof die Here. Ek dink nie daar's 'n oomblik wat ons kan sê, "Hoi pastoor, ek dink jy het nou genoeg gepraat oor die Heilige Gees." Vra vir die Here, wanneer is genoeg? Hy sal net vir jou sê, "Ek sien jou volgende Sondag." Prys sy wonderlike naam. Mag die Here ons seën. Almal wat nuwe karretjies het, mag die Here jou aanhou seën. En ons sien uit vir daai lekker toetsrit saam met jou nuwe karretjie. Dis hier saam met baie ry, die tank maar vol maak, hoor. Ons almal het so wil weet en ervaar hoe die Here jou geseën het. Okay, ek het my mind gechange met die afsluitingslied. En ek het gesê, "Give me oil in my lamp. Give me oil in my lamp. Keep me burning." Prys die naam van die Here. Give me oil in my lamp. Keep me burning.